Weer eens, hartlik welkom. Lekker om saam met jou te kuier oor die lewende wat nie by die dooies gesoek moet word nie. So, partykeer is dit nie 'n misverstand nie, partykeer moet jy op 'n ander plek soek. Hierdie teks wat Paulus geskryf het, wat my betref broers, toe ek na julle toe gekom het, het ek nie gekom om met verhewe woorde of wysheid God se geheimenis aan julle te verkondig nie. Ek het besluit om by julle van niks anders te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dit skryf hy in 1 Korintiërs 2. Ek glo jy is bewus van die feit dat tydens Paasnaweek, wanneer ons die Sondag Jesus se opstanding vier, is die tradisionele groet van die preekstoel af: die Here het opgestaan. Waarop sy gemeente antwoord: hy het waarlik opgestaan. So ek nooi jou, daar waar jy nou is, om hierdie groet saam te doen. Die Here het opgestaan. Nou sê jy: die Here het waarlik opgestaan. Kom ons oefen ons Paasfees spiere. Ja, hy het waarlik opgestaan. Daarmee getuig ons teenoor die hele wêreld dat daar net een lewende Here Jesus Christus is en hy is ons enigste verlosser en ons sal nooit iemand vind soos hy nie. Kan ek dit weer sê? Ons sal nooit iemand vind soos hy nie. Maar om dit mooi te verstaan, moet jy saamkom. Ons gaan kuier by 'n sanggroep. Die groep is gestig in 1962 in Australië. Hulle noem hulle self die Seekers. En dit bestaan uit 3 mans en 'n dame. Die dame het die leiding geneem by die sang en die 3 mans het haar begelei met 'n verskeidenheid snaarinstrumente, maar hulle het ook saam gesing. As jy nou die fokus vir 'n oomblik verskuif na die dame, Judith Durham, die leadsanger, as ons haar so kan noem, dan word dit baie interessant. Sy was van kleintyd af 'n belydende Christen. Sy vertel dat haar ouers haar en haar suster elke aand begelei het in gebed en dat sy van daardie tyd af 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus het. Konsekwent het sy haar hele lewe deur haar toewyding aan Jesus as Here uitgeleef en openlik bely. In 'n onderhoud met 'n Salvation Army tydskrif vertel sy dat haar liefdesliedere eintlik gerig is op Jesus as haar verlosser. Vir hierdie rede het sy ook 'n sagte plek in haar hart vir die liedjie wat ons ken as Jesus min my salig lot. Ek weet dit uit die woord van God. Ek het daarom self daai liedjie foos gesing in die kinderkrans. Juis omdat sy haar lewe so intens toegewy het aan die Here, het sy baie geworstel oor haar sangloopbaan. Sy is van vroeg af bewus dat sy oor talent beskik en moes deur baie worsteling werk om naas geestelike musiek ook sekulêre liedjies te sing. Wanneer sy iets vind wat resoneer met haar geloof, dan vind sy ekstra energie vir daardie optrede. Sy het uiteindelik tog vrede gemaak met 'n sangloopbaan wat ver en wyd uitstrek. Maar toe sy hierdie gospellied afkom, was sy in haar noppies. Die tema van hierdie gospellied is I'll never find another you. Volg saam met die woorde van 2 strofes. Hou nou in gedagte dat die lied Jesus aanspreek in sy oorspronklike vorm soos hy geskryf is. There's a new world somewhere they call the promised land, and I'll be there someday, and you will hold my hand if I'll still need you beside me, no matter what I do, for I know I'll never find another you. Die tweede vers. There is always someone for each of us, they say, and you'll be my someone forever and a day. I could search the whole world over until the life is through, but I know I'll never find another you. En dan die koor. It is a long, long journey, so stay by my side when I walk through the storm. You'll be my guide, be my guide. Wat my baie opgewonde maak, is dat hierdie lied in Februarie 1965 die eerste plek beklee het in die UK se ligte musiek. Dit het eweneens baie goed gevaar in die VSA en 'n hele paar verskynings ook agterna gemaak in die VSA en selfs in Australië. Jy sal waarskynlik 'n punt beet hê as jy sou redeneer dat dit eintlik vertolk is as 'n liefdeslied tussen 2 verliefdes. Maar die lied se openingsfrase wat verwys na die beloofde land, nooi jou darm om dieper te kyk. Dit nooi jou om Jesus, die lewende Here se hand te vat op die reis na die beloofde land. Hy sal daar wees om jou op hierdie reis met sy liefde te begelei. Hy het beloof dat niks ons kan skei van sy liefde nie. So het Paulus dit verstaan in die pragtige beskrywing by Romeine 8.
Dis hier waar ek nuwe krag en betekenis ervaar uit die vraag van die engele, soos Lukas dit vertel, waar die vrou by die graf gereed was, om Jesus se nagedagtenis te eer met hulle kosbare gawes. Hoekom soek julle die lewende by die dooies? Wanneer mense oor eeue heen gedring voel om liedere te skryf oor hierdie opgestane Here Jesus Christus, dan kan ons saam juig. We will never find another you. Want Jesus Christus is die Here en Heiland van ons hele lewe. Ons gaan dit saam bely. Jy gaan dit vandag bedink in jou hele lewe en jy gaan hom daarmee eer. Mag jy sy teenwoordigheid ervaar. Kom ons dank hom. Ons lewende Here, baie dankie dat ons weet daar's maar een Here, Jesus Christus, en dat hy leef. Ten spyte van die skadiekolle wat baie geleerdes in ons dag daaroor wil gooi, weet ons u leef, want u leef in ons hart, en ons beleef u elke dag in ons gebeds, maar ook in ons daaglikse lewe, waar ons gaan, is ons bewus van u teenwoordigheid deur u Heilige Gees. Ek bid, Here, dat elkeen wat vandag hierna kyk en luister, net u teenwoordigheid innig sal ervaar. In die naam van Jesus. Amen.